Goeiedag, dit is Theo en kom ons gesels vandag oor die aspek van geestelike autoriteit wat baie belangrik is. Uiters belangrik in ons lewe elke dag. Verantwoordelikheid. Jy weet, John F. Kennedy, vorige president van Amerika, het eens op 'n tyd hierdie woorde gesê: Ask not what your country can do for you, but the question should be what you can do for your country. Jy weet, die woord van die Here leer ons dat hy ons die mag en die autoriteit gegee het om alles wat ons doen suksesvol uit te voer. Hoor net wat sê Jesus in Lukas 10 vers 19 ten opsigte hiervan. Kyk, sê Jesus, ek gee aan julle die mag. Nou hierdie woordjie mag is exousia in Grieks wat in hierdie konteks beteken bonatuurlike krag en ook autoriteit. Dan gaan hy verder en hy sê, om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. En dan, niks sal julle ooit skade doen nie. Die Here Jesus gaan egter verder en hy sê in Matteus 16 vers 19, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Nou hierdie woordjie sleutels dui op autoriteit, en in hierdie konteks geestelike autoriteit. Die woorde wat jy bind en wat jy ontbind dui op die verantwoordelikheid wat autoriteit verg. En wat jy ook op die aarde mag bind sal in die hemele gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind sal in die hemele ontbonde wees. Dit dui alles op die aanvalle en die invloed van Satan in jou lewe. Want Efesiërs 6 vers 12 leer ons, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Jesus se autoriteit hier op aarde as mens was oor die hemel en die aarde. Hoor wat sê hy in Matteus 28 vers 18, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag, wat ook dui op autoriteit, wat in die hemel en op die aarde. Maar dan gaan Jesus verder en hy gee hierdie mag en die autoriteit ook aan ons. Hy delegeer dit aan ons. Vers 19, gaan en maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En luister net na sy belofte aan ons in vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Weet, Jesus gee autoriteit aan sy disippels, maar ook die opdrag om iets daarmee te gaan doen. Lukas 9 vers 1 en 2. En hy het sy 12 disippels saamgeroep en hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Weet, elke keer wanneer die woord verwys na autoriteit wat ons van God ontvang, dan lê dit ook klem op die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag, dis autoriteit, né? Om op slange en skorpioene te trap, dis ons verantwoordelikheid, en oor al die krag van die vyand, autoriteit, en niks sal julle ooit skade doen nie, en dis die resultaat wat voorspruit uit hierdie autoriteit en verantwoordelikheid in ons lewens. Hy gaan verder, maar Romeine 16 vers 20 en hy sê, en die God van vrede, dis 'n autoriteitsopdrag, die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Ons verantwoordelikheid. En dan gaan hy verder en sê, die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Dis die resultaat, wanneer hierdie autoriteit saamwerk met verantwoordelikheid. Dan 1 Johannes 4 vers 4 gaan die woord en hy sê, julle is uit God. Is dit nie wonderlike autoriteit nie? En julle het hulle oorwin, verantwoordelikheid, want ons moet hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, autoriteit van God, groter is, as hy wat in die wêreld is. En dis die resultaat weer eens, wanneer die autoriteit saamwerk met verantwoordelikheid. En dan Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, met ander woorde, dis die autoriteit wat God ons gee, as ons aan hom onderworpe is,
En dan die verantwoordelikheid, weerstaan die duiwel. En dan die resultaat van autoriteit en verantwoordelikheid, en hy sal van julle wegvlug. Ag, ek wil hierdie oordeenking afsluit met wat staan in Efesiërs 6 vers 11 vir elkeen van ons, 'n opdrag om die autoriteit van God vas te gryp, maar om verantwoordelikheid te neem om dit aan te wen. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Here, dankie vir hierdie bonatuurlike autoriteit wat ons het, en help ons, o Here, om altyd die verantwoordelikheid daarvan te aanvaar. Amen.